So ons werk uit Jona 3 gaan vir ons eers die hoofstuk deurlees, dat ons net so 'n gevoel kry van wat in Jona aan die gang is, en dan gaan ons bietjie saamgesels oor dit wat spesifiek daar gebeur. So ons weet nou die vis het nou vir Jona uitgespoeg, en dan gebeur hierdie goed dadelik weer. Die woord van die Here het 'n tweede keer na Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar, hy gaan na Ninive toe. Die keer hardloop hy nie weg nie, so hy's nou dan op pad Ninive toe, soos die Here hom beveel het. En Ninive was 'n baie groot stad. 'n Mens het 3 dae gevat om deur dit te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank rondgestap. En toe roep hy: nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot enklyn het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, grootvee en kleinvee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. So ons backtrack gou so 'n bietjie daar na die begin van Jona toe. Ek sit net die mikrofoon so 'n bietjie beter. En so hierdie hoofstuk begin met die woorde waarmee hoofstuk 1 omtrent mee begin het. Maak jou klaar en gaan na die stad Ninive toe. So vir die tweede keer roep God vir Jona. Die eerste keer wou Jona nie luister nie, en hy het weggehardloop en gesê, daai is nie vir my nie, en sy eie pad gevolg. Maar nou kom God weer en hy sê 'n tweede keer vir hom. So iewers tussen daai eerste keer en die vaart op die see met die skip, die storm, die vis, het al ten minste iets met Jona begine gebeur. Hy het iets begine besef van waartoe hy geroep word en wie God is wat hom roep. En daarom het hy hierdie keer meer positief gereageer om te sê, right, nou gaan ek na Ninive toe. En dan is daar hierdie verskil van hoofstuk 1 af na hoofstuk 3 toe. God sê vir hom, nou gaan sê jy wat ek vir jou sê om te sê. In hoofstuk 1 het God gesê, gaan na die stad toe en bring my boodskap daar. So op 'n manier het Jona in hoofstuk 1 wat hulle noem 'n blanco check gehad. Hy kon gaan sê net wat hy wil. Julle ons het mos al geleer dat Jona is glad nie happy met hierdie klomp Ninivite nie. So dankie tog, hy het eintlik nie gegaan nie. Want wat sou hy dan nou kwyt geraak het? En God sê net vir hom eenvoudig, gaan en gaan spreek die stad aan. Maar hier's 'n belangrike punt en ons sien selfs iets van God se karakter wat homself openbaar in hierdie klein woordjie. Ons vertaling sê gaan spreek die stad aan. Maar in Hebreëus is dit verskillend. Die eerste hoofstuk gebruik hulle die woordjie al wat sê spreek teen hom. Spreek teen die stad. Nou in my wêreld sal dit iets wees soos 'n kind op skool wat iets aangejaag het en die onderwyser sê, kom, jy gaan nou na die hoof toe gaan, die hoof gaan jou nou aanspreek. En wat doen die hoof? Mannetjie, jy het nou verkeerd gedoen, jy moet nou 6 van die bestes kry. Dit klink mos normaal. Wie het in daai era groot geword? So goed, dit is wat in die eerste hoofstuk gestaan het, is hierdie
aanvalling, half hierdie sleg maak. En inteendeel hoofstuk 1 praat van wat God sê en gaan hulle weet hoe sleg hulle is. Maar in die derde hoofstuk, die tweede keer in sy roeping, gebruik God 'n ander woord. En hy sê, gaan na die stad en spreek tot hom. Die Hebreëus is el, tot die stad. Nou hoe lyk dit dan nou anderste? So vat weer die seun op skool, na ons is aangejaag, hoof se kantoor toe. Wat doen die hoof nou? Nou sal die hoof 'n baie meer ander aanslag aanvat en iets in die lyn van jy weet wat jy gedoen het is verkeerd. En as jy nou op daai manier aanhou, dan gaan daar mos nog gevolge wees. Maar gaan nou hier uit en moenie dieselfde gaan doen nie. Gaan doen anderste, gaan wees mooier. Moet nou nie dieselfde nonsens aanjaag nie. Hoor julle die verskil tussen die twee? En dis wat God op hierdie oomblik vir Jona probeer verduidelik, is om te sê, ek is 'n genadige God, ek is 'n God van tweede kansse. So daarom gaan spreek nou met die stad, tot die stad, maar met my woorde, want ek gaan jou nou nie toelaat om met dit wat binne jou aan die gang is en jou opinie met die stad te gaan praat nie. Ons moet mooier met hulle werk. En dan is hy nou in die stad in. Dan gaan praat hy nou met die mense. Maar voordat ons by daai boodskap uitkom, wil ek graag net vir julle weer inkleer, want Jona stap in hierdie Ninive stad in. En hy loop rond. Ek dink, dis my opinie, ek dink Jona kon ingestap het na die markplein toe gegaan, net daar waar almal mos nou is en dadelik verkondig het. Maar ek dink Jona het hierdie stad gestap om half tot verhaal te kom vir wat hy moet doen. En hy het nog steeds die stad uitgekyk en ek dink hy het nog steeds met homself gewonder, waarom wil God hierdie stad red? Hulle verdien dit nie. So ek dink dit het vir hom 'n dag lank gevat om eintlik die moed by mekaar te skraap, om op die ou en die boodskap te lewer wat God hom gestuur het. Want hoekom? Kom ons gaan 'n bietjie terug net na die stad. Ek wil hom net so 'n bietjie inkleer dat jy 'n bietjie groter prentjie kry van hoe moeilik dit vir Jona moes wees om hierdie boodskap te gaan gee. Want ons sou dink, dis mos so maklik. Gaan sê nou net dit. Nee, dis nie so eenvoudig nie. So Ninive op daai stadium is die hoofstad van die Assiriese ryk. Dis 'n groot stad in terme van vandag se goed en met baie inwoners, oppervlakte en inwoners baie groot, maar okay, daar was baie boosheid, baie wreedheid. Maar die stad se oorsprong vind ons by 'n man met die naam Nimrod. Nou, ek weet nie of julle weet wie was Nimrod nie. Wie het ons 'n bietjie opgelees? Daar was 'n ander ou gewees, toe God die aarde wou verwoes het. Toe sê hy vir hom, bou vir my iets. Wie was daai ou? Noag. En Noag het hoeveel seuns gehad? 3 seuns. En wie was hulle? Sem, Cham en Jafet. So, nou skryf die geskiedenis, dit vind ons in Genesis 10, nou skryf die geskiedenis oor Sem en Jafet. As hulle praat van hulle, dan praat hulle van 'n nageslag wat uit hulle uitgevloei het. 'n Nageslag wat tot eer van God geleef het, of probeer het om so naby aan God as moontlik te leef. Maar Cham se nageslag word beskryf as 'n geslag waarin groot stede gebou is, waar daar eintlik verstedinge plaasgevind het. Politiek het eintlik uit daai geslag uit voortgekom. So hierdie derde seun van Noag het 'n nageslag gehad waarvan Nimrod deel van daai nageslag was. En hy het hierdie goed begin doen. So nie baie ver terug in die geskiedenis in terme van daai tyd nie, het daar hierdie skeiding al klaar plaasgevind. Ons dink net aan die skeiding by Abraham en wat daar gebeur het, Isak en Ismael, maar daar het al skeiding al reeds daar plaasgevind van 'n nageslag wat ter wille van God leef en 'n nageslag wat eintlik gefokus is op dit wat die mens kan regkry. Nimrod het, by the way, ook die stad Babel gestig.
En ons weet wat het met Babel gebeur. So lyk vir my dat daai verstedeliking wat plaasgevind het uit daai geslag uit, het nou maar net hierdie ding gehad van boosheid en wreedheid en julle die goed wat ek opgelees het om te sê wat hulle alles gedoen het, is skrikwekkend. En ek gaan lees. Maar dit is, as jy dink vandag se wreedheid en oorlog is nie 'n match op wat daar gebeur het nie. So, daar's hierdie stad Ninive. Wreed en hulle het ook die Israeliete onderdruk. So Jona weet wat dit is om onder hierdie stad verdruk te word en onder hierdie wreedheid eintlik te ly. So mens verstaan dat Jona huiwerig is. En daarom gee God vir hom hierdie woorde. En wat sê God vir hom? 40 dae en die stad sal verwoes word. So al wat Jona sê. Jona sê nie storm in en sê bekeer julle nie. Jona sê nie hoorie wat doen julle alles verkeerd nie. Hy wys nie uit op hulle goeters nie. Dis nie wat hy doen nie. Al wat Jona doen is hy's daar in die stad teen en nou in 'n publieke plek nadat hy die dag al deurgeloop het en hy sê 40 dae en die stad is verwoes. Dis seker een van die kortste bekeringspreke wat jy al in jou lewe gehoor het. En dis wat Jona doen. En dis wat God sê. God sê, gaan sê dit vir die stad. En in daai woorde besef die stad, maar hulle is verkeerd. Dit wat hulle doen is nie reg nie. En dan wat doen hulle? Hulle trek rouklere aan. Hulle bekeer hulle. En dit is snaaks genoeg, nê, hierdie bekering wat plaasvind, begin nie by 'n leier nie. Dit begin tussen die alledaagse mense wat met mekaar saamleef. Dis waar daai bekering van die stad plaasvind. Dan kom die boodskap by die koning uiteindelik uit, die leier uit. En dan wil hy nou fancy wees en sê, okay, nou kondig ons 'n vas tydperk aan. Maar beweging het plaasgevind by mense. En dit bring by my waar ons in die wêreld leef. Twee goeters na vore. Die eerste een is, waarmee gaan ons na mense toe as ons hulle vertel van die evangelie, van bekering, om op die regte pad te kom? Wat is dit waarmee ons aan mense toe gaan? Ek mag verkeerd weet, dit was nie in my jare so erg nie, maar ek weet daarvan. Maar hoe was dit in die ou jare? Help my gou 'n bietjie, miskien kan julle my inkleer. Was dit so gewees? Dis die prentjie wat ek vir my geskep is deur oorvertellings. Die dominee het daar op die kansel geklim met sy toga aan. Hy kansel so vasgegryp. En dan wat het hy gedoen? Geklink soos Openbaring, fire and brimstone. As julle nie vandag julle lewe in orde kry nie, sal julle in die hel se vuur brand. Was dit hoe dit was? Wie onthou daai tydperk? Ek sien Marlene skud haar kop daar agter. Maar wat het dit by jou gedoen? Het dit jou maak dat jy regtig nader aan God beweeg? Nee. Het teen gesê, ja, ek weet daarom nie of ek wil deel wees van hierdie goeters nie. In vandag se tyd het ons geleer dat Jesus met ander goed gekom het. Daarom het Jesus nie gekom en vir hulle hierdie wrede goed vertel nie. En nie gesê daar's 'n helse vuur nie. God het gekom en gesê, ek is lief vir julle. Ek gee om vir julle. Ek wil vir julle 'n tweede kans gee. Dis die verskil tussen God en Jona. God sien die stad Ninive as mense wat ons nou kan sê op die breë weg is. En al wat God kom sê is vir die mense is, ek waarsku julle, as julle aanhou op hierdie pad gaan, dan wag daar iets vir julle wat nie goed is nie. Draai weg van daai pad af, draai na my toe, leef volgens my wil. En dit kan anders te wees, dit kan mooi wees. Maar wat doen Jona? Jona sê, julle op hierdie weg het net een uitkoms en dis die einde, die helse vuur wat op julle wag. Julle verdien nie om op die ander pad te kom nie. Waarmee gaan ons na mense toe
Onthou die tema is wanneer ons gestuur is, ons drome. Ons droom moet wees om soveel as moontlik mense na God toe te lei. Maar ons droom moet in lyn wees met hoe God dit doen. Hoeveel keer loop jy in die dorp rond en jy kyk na iemand. Hulle is dalk nie goed versorg nie, die hare is te mekaar, stukkende klere, vuil, ruik 'n bietjie. Wat is jou eerste gedagte? Eerste gedagte gewoonlik is, wat jy met jou lewe aangevang. Hoekom sit jy waar jy sit? Wat se nonsens het jy aangevang? Hoekom is ons eerste reaksie nie? Hoor jy, ek sien jou, kan ek jou help op 'n manier nie? Hoekom is ons eerste reaksie van veroordeling? Ou strompel uit 'n kroeg uit. Ja, jou syplap. Hoekom is jou eerste reaksie nie van, weet jy, kom ek help jou om net veilig by die huis te kom nie? Hoekom sien ons 'n tienermeisie wat swanger is en sê, ja, jy wou mos. En kom sê ons nie, hoorie, kom ons ondersteun jou. Dis 'n moeilike pad wat vir jou voorlê nie. Julle hoor waarmee kom ons na mense toe. Ons wil mense vir die Here wen. Maar ons gaan dit nooit nie doen deur veroordeling nie, nooit nie deur hierdie manier wat Jona wou gedoen het nie. Inteendeel, die geskiedenis het vir ons gewys dat jaag meer mense weg as wat dit innooi. Daarom sê God, sê wat ek sê. Hoeveel keer het jy al, wanneer jy hierdie gevoel het, jy moet met iemand gaan praat, gaan sit eers en gaan in gebed in en vra God. Ek het hierdie gevoel om te praat en ek dink U stuur my. Maar wat is dit wat ek moet gaan sê? Wat is dit wat ek moet gaan oordra? Dis die uitdaging waarin ons leef. Want sien die hemel, die plek waartoe ons droom, is nie so eksklusief as wat ons dink nie. Daar's baie plekke in die hemel met baie genade en God laat dit toe. God sê ek wil vir jou 'n kans gee. Maar nou sit ons ook aan die ander kant en ek moet die ander kant van die muntstuk ook verduidelik. Ons kan ook nou nie optree met 'n boodskap wat sê, ag, dis oukei, God is lief vir jou, dis oukei wat jy mee besig is nie. Ons kan dit ook nie doen nie, so ons kan ook nie ons hande in ons skuld was en net genade so goedkoop maak om vir 'n persoon te sê, dis oukei nie. Leef so voort nie. God is daar vir jou nie. Julle sien is daai dubbellyn om mense te sê, die genade, die liefde te verkondig op 'n mooi manier, hulle in te trek, maar ook te sê, dit kan nie so bly nie. Daar moet goed wees wat in jou lewe verander, jy moet skuif. En dis die challenge wat ons het. Want ja, daar's gesprekke in die kerk aan die gang, en ek wil nie spesifiek na die goed te verwys nie, wat lyk asof dit die kerk moet sê, okay, alles is nou net aanvaarbaar, ons kan alles net toelaat. Dis nie heeltemal hoe dit werk nie. Dis nie hoe genade ook werk nie. Genade is duur gekoop deur God self. Daarom is daar 'n lewensverandering wat plaasvind. En dan hoe hulle ons, nou dat die stad hulle begin bekeer het, dan doen hulle seker iets, hulle vas. En ek het nou 'n bietjie gaan kyk na hierdie hele vas storie. Mense vas vir verskillende redes. En ek dink ek gaan vanoggend net so tydjie daarin spandeer om te sê hoe vas ons, want die teks gee vir ons 'n bietjie 'n riglyn. My navorsing, ek gaan nie sê dit is alles waar nie, maar my navorsing wys dat daar 7 verskillende tye is en goed is waarvoor jy kan vas. Een van hulle is om bekering, om berou. As jy verkeerd gedoen het, as jy voel jy sondig, is om na God toe te draai en te sê, Here, ek bely my sonde.
daai is een ding dan om te vas, want wat doen jy vas? Daar's 3 goed met vas. En maak nie saak waarvoor jy vas nie. Daar's 3 goed wat moet gebeur in 'n vastydperk. Die eerste ene is 'n weerhouding van die noodsaaklike goed wat jy nodig het om van te leef. Want dit fokus jou afhanklikheid aan God. So een manier is om kos uit te sny, om vir dag lank dalk water, sodat nie aanraai die water nie, maar die kos uit te sny. Ek weet tydens lydingstydperk is daar mense wat roomys en sjokolade en sulke goeders uitsny. Maar dan vra ek my vraag, maar hoekom doen jy dit in die eerste plek? Alright, so ons werk net met hierdie een. So wanneer jy regtig berou wil toon voor God, dan is dit om te vas. Sny uit vir 24 uur. Dan sal die tweede ding. Jy gaan nie aan met jou dag soos wat jy normaalweg aangaan nie. Nee, dis 'n dag waar jy gaan sit en jy gesels met God en jy praat met God. Met ander woorde, jy bid met God. Jy sing liedjies, al dit. Dis 'n dag waar jy letterlik fokus op rede hoekom jy vas. Wat help dit? Jy wil berou toon vir jou lewe en sê Here, ek is jammer vir dit wat ek gedoen het en ek vas, maar gaan speel rolbal. Wat help dit? Die idee daarvan is om 'n dag uit te sit, jou tydperk wat ook al jy kies, om dan daar te sit en jouself met oorgawe aan God te gee en sê Here, hier is ek. Gebroke, seer, ek is in U genade. So daar is die 2 goed. Jy los iets waarvan jy afhanklik is en jy plaas dit in God. Tweede ding is, jy gaan met gebed saam met dit. En die derde ding is, en dit is wat bekering is om afstand te doen, om weg te draai van dit wat jy gedoen het. En iets anders te gaan doen. Iets wat goed is. Iets wat mooi is. So daar's daai 3 goed rondom 'n vas. Maak nie saak waarvoor jy vas nie. Dis nie 'n bargaining ding nie. Dit is nie om vir God te sê, Here, as ek nou vas, dan moet U dit doen nie. Nee. Vas is net om te sê, Here, ek erken, ek is stikkend, ek is seer, ek is gebroke, ek het my foute, maar ek is afhanklik van U. En aan U gee ek myself oor. Dis dit. Daar's nie 'n bargaining nog van, okay, maar ek gaan dit opgee sodat U my sondes kan vergewe nie. Nee. Daai goed gaan nie hand aan hand met mekaar nie. Die opgee is bloot net om vir God te sê hoe ernstig jy is. En daarmee is dit dalk nodig om te sê ook dat om te vas, veral in die lyn van bekering en die goeders, is nie iets wat jy ligtelik kan opneem nie. Is iets wat rarig met baie versigtigheid gedoen moet word, want God neem dit ernstig op. Net 'n paar ander vas stories, ons kan vas vir mense wat siek is. Maar daarmee is dit nie 'n bargaining chip om te sê Here, ek vas sodat die persoon moet gesond word nie. Dis net van Here, ek vas want ons bely en dat U tog God is. Maar laat U wil geskied. Ons vas in tye van nood en rampe. Ek sien hoe brand die wêreld weer meemal. Hulle het oor die naweek gebrand en ek sien in die Vrystaat is daar 'n klomp brande aan die gang. Dan kan ons vas daarvoor. Ons vas vir hongersnood. Maar die vraag is daar, ons kan vas en ons bid, dit hoor ek. Maar ek hoor selde die laaste ene van 'n regte lewensverandering wat omkeer. Dis hierdie verhaal. En dan sien God hoe hierdie mense hulle lewens verander. En wat doen God? Hy stuur nie die ramp nie. Ek kan imagine Jona is nog steeds nie gelukkig nie. En ons gaan dit in hoofstuk 4 lees waar hy vir hom 'n kampie of 'n ding gaan opstaan en kyk oor hierdie stad. Hy gaan nie happy wees nie. Die vraag by jou is: hoe gaan jy die wêreld hanteer? Pas jou droom van hoe ons moet leef, hoe 'n Christen moet leef, in by God se droom? Ek dink meeste van die tyd nie. Myne intluis. Dis daar wat God vir ons sê, gaan uit, ek stuur jou, maar gaan sê en doen wat ek van jou vra.
Raak stil by God, hoor wat jy moet doen. En miskien het jy dalk die behoefte om weer net jou lewe ook oor te gee. Miskien raak die Ninive verhaal jou en jy voel dalk soos 'n Niniviet. Dan sê ek vir jou, gaan doen die nodige goed tot bekering toe. 'n Laaste opmerking net daaroor, dan maak ek klaar. Ek vermoed dit is hoekom baie mense goed gaan doen. Want die oomblik as hulle die Here ontdek en hulle gaan deur hierdie bekeringsstelsel, dan gaan doen hulle 'n klomp goeders. Waar daar gereeld gevra word, wat is die siening van die NG Kerk? Maar ek dink is 'n poging om iets daadwerkliks te ervaar. Maar in my geval sien ek dat die mense probeer vir hulle self iets eien daardeur. My vraag is eerder, as jy berou het, sê jy sommer net sorry Here, of gaan sit jy regtig in rou en berou jou sondes? Miskien moet ons leer om ook maar stikkende klere aan te trek. Miskien moet ons ook leer om as oor ons koppe te gooi. Ek weet dit is nie als nodig nie. Maar soms het ons as mense, sorry vir die woord, so stupid as wat ons is, iets nodig om diep hier binne in ons hart in te dring, dat daai verskil kan gebeur. Ons sal kyk of Jona ook verander, 'n stad het verander, maar ek dink Jona het ook 'n hartsverandering nodig.